Holy are you, Lord God Almighty.
Vader, ons dankie vanmôre. Ons loof, ons eer, ons prys U. Ons bring hulde aan die koning van alle konings. Ons buig ons harte voor U. En ek wil net sê, heilig, heilig is die Here God Almagtig. O Here, wie is soos U vanmôre? Daar is niemand gelyk aan U nie. Dankie dat ons U naam kan oplig in lofprysing. Word verheerlik vanmôre. En ek bid, Vader God, dat U deur die werking van U Heilige Gees by elke man en vrou, elke persoon in hierdie plek sal stil staan vanmôre. Dat U hand op hulle sal lê. Dat elke ene ervaring met God sal hê. Dat niemand hier sal instap soos wat hulle uitgestap het nie. Maar kom Heilige Gees en verkoop ons siele vanmôre. Raak ons aan. Maak gesond daar waar genesing nodig is. Bring bevryding daar waar bevryding nodig is. We give you all the glory. Word verheerlik vanmôre. Heilig. Heilig is die Here. Ons prys U naam. Ons gee aan U al die lof en al die eer. Dankie Jesus. Ons moet nooit haastig wees wanneer ons in die teenwoordigheid van die Here kom nie. Want ons weet net nooit wanneer kom hy verby en hy raak ons aan. Kan ons 'n laaste keer nog daai vers sing, Holy, Holy. Daar aan die woord gee, kan ons dalk sonder musiek probeer. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy, holy.
nie wat doen mense sonder hom nie, maar ek weet net, dit is heerlik om die Here te dien. Ons gaan eers beweeg na die nagmaaltafel, en ek wil vra dat ons bestuursraad hier by my sal kom staan, dat die woord sê, ons moes onsself alreeds geondersoek het by die huis, voordat ons hier na die tafel toe kom. Dan wonder ek maar net met myself, hoeveel mense het hulle self geondersoek en gesê, ek is reg vir die seën wat van die tafel afkom. Moet nooit dat dit net 'n gewoonte raak nie. Want dit is die manier hoe ons dink aan wat Jesus vir ons gedoen het. Almal weet en almal sê, o, Jesus het gesterf vir my sonde aan die kruis. That is it. Dit is nie, that is it nie. Hy het 'n dierprys betaal. Die liedjie sê, toe Jesus hang op Golgotha, toe dink hy aan jou en hy dink aan my. Was dit nie vir Jesus nie, was dit nie vir Golgotha nie, dan was Emilia Swanepoel die grootste, vuilste sondaar in hierdie dorp gewees vandag nog. Hy het gedink aan my, hy het gedink aan jou. Hy het 'n dierprys betaal, sodat ons gelukkig en geseënd en gesond kan wees. En ek wil vanmôre net aan u voorhou, uit die woord van die Here, voordat ons gaan oorbeweeg na die nagmaaltafel, dat Paulus, en ek gaan weer terugkom na die breking van die brood. Paulus sê, so dikwels as wat julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus totdat hy weer kom. So hoekom sal ons dit nie aan mekaar doen nie? Want daarmee vertel ons aan ander mense, ek staan in verhouding, ek is losgekoop, ek verwag Jesus, ek verkondig die dood van die Here totdat hy kom. Nou het ek my mic stand nodig, want ek het al 2 hande hier nodig. Ek wil graag vir u lees uit die Nuwe Lewende Vertaling. Want dit is wat die Here self gesê het, wat ek, en dit is nou Paulus wat hier aan die woord is, oorgedra, net soos wat ek dit ontvang het, dat in die nag waarin die Here Jesus verraai is, het hy die brood geneem, en hy het gebreek, en hy het aan sy disippels gegee, en hy het gesê, neem en eet van dit, want dit is my liggaam, wat vir julle gebreek gaan word. Wow! So wanneer ons hierdie brood neem, dan eet ons sy vlees. Is jy met my? En dan ook, nadat ek gedink het en het gebreek en gesê, dit is my liggaam vir julle, gebruik dit in herinnering aan my, wat beteken, enigiets wat ek in herinnering bring, het klaar gebeur, maar ek het het nooit vergeet nie. So onthou wat hy gedoen het. Net so ook, het hy dan die beker geneem, en hy het gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat verseël is deur my bloed, gebruik dit, en elke keer wat julle daaruit drink, terwille doen dit tot herinnering van my. Hy sê, want elke keer wat julle hierdie brood eet, sê elke keer, wat julle hierdie brood eet, en uit hierdie beker uitdrink, verkondig julle die dood van die Here Jesus, totdat hy terugkom. Dan sê hy, maar as enige iemand op 'n onwaardige manier van die brood eet, of uit hierdie beker
julle nie die nodige respek teenoor die liggaam en die bloed van die Here Jesus betoon nie. Die ou vertaling sê, omdat ons die liggaam en die bloed van Jesus nie onderskei nie. Hy sê, dit is hoekom daar sulke swak is, en siekes is onder julle, en die ou vertaling sê, en baie mense, sommer al vroegtydig al dood gegaan. Maar Paulus sê hier, dat as ons onsself egter vooraf ondersoek, sal ons nie onder God se oordeel kom nie. Baie dankie. Daar is krag in nagmaal. Daar is genesing in nagmaal. Daar is oorwinning in nagmaal. Want eenmaal het Jesus die prys betaal. Daar is verlossing. Daar is deurbraak. Alles wat jy vanmôre wil hê, is op die tafel van die Here. Ons moet onsself net waardig ag. En ons harte deursoek en weet, ons kan dit gebruik. Ek sê dit elke keer, dis baie belangrik. Veral as mens besoekers het, dan dink hulle dit is net ons wat nagmaal mag gebruik. Dit is nie die tafel van die AGS van Suid-Afrika nie. Hierdie is die tafel van die Here. Die enigste voorwaarde dat ons mag aansit aan hierdie tafel. Was dit die verlede maand wat jy gelees het, wie mag klim op die berg van die Here nie? Wie mag staan op sy heilige berg? Hy wat rein van hande is, skoon van hart. Soos jy vanmôre hier sit, en daar is 'n blokkade, dan gaan ek 'n geleentheid gee, vir so 'n half minuut. Baie keer ons Pinkstermense hou ons nie van stilte nie. Maar ons kom, ek kyk in my eie hart vanmôre. Vroegoggend, toe julle nog geslaap het ek al gesê, create in me a clean heart, and renew a right spirit within me, Lord. Cast me not away from your presence, O God. Take not your Holy Spirit from me. Ek gaan 'n geleentheid gee. Dit is in jou en die Here. As jou lewe nie reg is vir die Here vanmôre nie, is daar geen beter kans as nou nie. Maar dit moet 'n oop kanaal wees waardeur God kan werk. Jy kan nie vir iemand kwaad wees nie. Jy kan nie van iemand nie hou nie. Ons lewe moet reg wees met die Here en met mekaar. So ek gaan 'n rukkie gee vir stilte, dat ons self met die Here praat, nie my kykie, want ek gaan self leer praat. En as daar enige iets is wat die Here se hart seer maak of waarvan hy nie hou nie, sê Here, ek is jammer. Vergewe my. Kom was my weer skoon in die kosbare bloed. Kan ons dit doen? Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir 'n goddelike voorreg dat ons vanmôre aan die tafel van die Here kan sit. Dankie Here dat as ons gesondig het, sê U woord, God is getrou. As ons sondes bely, is God getrou en regverdig om ons te vergewe, en hy dink nooit weer daaraan nie. Ek sê, o Here, vergewe my. O Here, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om my skoon te was, want ek wil weer vlekkeloos voor U staan. Die wyn en die brood wat ons nou neem, is 'n teken van U rykdom en U seën. En al die oorvloed binne my, kom en borrel en maak my vry, want dit is die Gees van God wat in my bly. Here, baie dankie dat U die een is wat ons regverdig maak deur die bloed. Dankie, daar was 'n houtkruis
'n redder aan 'n houtkruis vasgenaal vir ons sonde, vir ons siekte. Here, by die gebruik van dit wat ons nou neem, wil ons net weer sê, baie dankie Jesus, dat U tot aan die einde getrou was, 'n prys betaal het, gesterwe het, sodat ons kan lewe. Maar ons loof U, Jesus is nie meer in die graf nie. Hy lewe en hy opgestaan en saam met U lewe ons en saam met U staan ons ook op en U maak ons nou waardig om aan die tafel van die Here te kan sit. Dankie dat ons 'n reine hand en 'n rein hart kan hê voor U vanmôre. Seën dit en word verheerlik. Ek wil bid, Here, as enige iemand siek is, dat U Heilige Gees krag vanmôre sal manifesteer. Wanneer ons daardie brood vat, wanneer ons daardie sap drink, Here, wat 'n simbool is van U bloed, dat U kragtige manifestasie oor ons losgemaak sal word vir genesing in Jesus naam. Here, ek gee nie om of dit verkoue is en of dit kanker is nie, maar jy buig vanmôre jou knie, want deur Jesus se wonde is ons genees en U bloed maak ons vry. Dankie dat ons as vry mense vanmôre dit kan neem en dink aan wat U gedoen het. Ons gee aan U die eer. Thank you for the blood of Jesus. It washes whiter than the snow. Seën elke een vanmôre by die gebruik van dit. In Jesus naam. Amen. Ek wil vanmôre praat oor 'n tafel in die woestyn. Wie sal nou 'n tafel dek in die woestyn, wonder ek? My vriendin, een van my vriendinne, hulle bly in Saudi-Arabië. Nou glo dit of julle wil of nie. As ons gaan piknik hou, dan gaan soek ons vir lekker groen gras, daar by Danger Point rond Nassau. As hulle gaan piknik hou, dan vat hulle die ou 9x12 mat saam. Dan gaan sit hulle in die woestyn. Nou pak hulle kosse daar uit en daar kuier hulle en ek dink die Here help my maar regtig. So graag wil ek nie piknik hou nie. My vraag wat ek vanmôre wil vra is, 'n tafel in die woestyn. Terwyl ek maandag besig was en om net 'n bietjie die aangesig van die Here te soek en te bid, toe kom dit by my op en min het ek geweet van goed wat in hierdie week gaan gebeur, wat my net weer laat besef het. Ja, inderdaad, God kan nog 'n tafel dek in die woestyn. So bly om maatjie nie, maar ons daar was 'n tyd wat ons jonk en mooi was, maar nou is ons nog net mooi. Ons het seker vir 18 jaar die orkes gelei by die vorige AGS. Ons het gesing, julle sal onthou. Ons was later al moeg daarvan dat mense ons uitnooi om te kom sing. Maar die Here het 'n pad met ons gestap. En hy het ons ordentlik gered, want deur sy genade staan ons nog vas. My vraag wat ek vanmôre wil vra is, kan God nog steeds 'n tafel in die woestyn dek? Kan God nog steeds wonders doen? Kan God steeds vir sy kinders 'n tafel dek binne in die woestyn? Dit klink droog daar. Ek wil vra dat die van julle wat die Bybel het saam met my kan blaai na Psalm 78. Ek gaan daaruit lees en ek wens Johan kon daai klip gespeel het van die youth Vrydag aan. Hoe hulle almal met hulle Bybels, of dit nou groot of klein was, dit was eintlik 'n baie awesome iets gewees. En dit sal nogal iets kos om ons gemeente almal so met ons Bybels af te neem. Die Here seën vanmôre die woord aan u hart.
Nou die opskrif van Psalm 78 en ek gaan lees van vers 12 tot vers 22. Die opskrif is lesse uit die geskiedenis. Nou dit is goed wat lang terug al gebeur het, maar wat steeds oor God se goedheid, sy getrouheid en sy genade weerspieël en dit wat ek van gaan praat, wat toe gebeur het, is vandag nog van toepassing. So ek gaan elke keer wat ek het sê van die tyd van Israel, gaan ek dit weer terugbring na myself en na u toe. Psalm 78 vers 12. Hy sê, ag ek wil vra dat u tog asseblief die hele Psalm by die huis gaan lees, dat die hele konteks kan kry. Voor hulle vaders het God wonders gedoen in die land Egipte, die veld van Soan. Hy het die see geklief, julle weet hy die Rooi See oopgemaak, nee? En hy het hulle laat deurgaan en die waters laat staan soos 'n wal. Dis 'n miracle op sy eie. En hy het hulle bedags gelei met 'n wolk en die hele nag met 'n lig van vuur. En hy het rotse gekloof in die woestyn en hulle oorvloedig laat drink soos uit watervloede. En hy het strome laat uitgaan uit 'n rots uit en waters laat afloop soos riviere. Onthou ons is in die woestyn. Nog het hulle voortgegaan om teen hom te sondig, om wederstrewig te wees teen die Allerhoogste in die dor land. En hulle het God versoek en in hulle hart deur voedsel te vra na hulle sin. En hulle het teen God gespreek en hulle het gesê, met al hulle gemoun en gekla, sou God 'n tafel kan dek in die woestyn? Kyk, hy het die rots geslaan, dat waters gevloei het, spruite het gestroom, sou hy ook brood kan gee of vleis kan gee aan sy volk kan verskaf? Daarom het die Here gehoor en toornig geword en 'n vuur is aangesteek teen Jakob en toorn het ook opgegaan teen Israel. Omdat hulle in God nie geglo het en op sy hulp nie vertrou het nie. Tot sover. Die Here seën dit in ons harte. Ek wil vanoggend begin om vir u 'n storie te vertel en waarskynlik het die meeste van u al hierdie storie al gehoor van 'n man wat eendag besluit het om teen die berg uit te stap. En op 'n dun rotsluis het sy voet skielik gegly. Verskoon, en hy val teen die kraans af. In die proses van val, gryp hy angstig 'n boomtak en hy klou vas vir lewe en vir dood aan die tak. En toe hy so hier by die een kant so afkyk, toe sien hy tot sy ontsteltenis 'n geweldige afgrond langs hom en hy besef dat daar is geen manier hoe hy weer uit op sy eie na veiligheid sal kan klim nie. Kry jy die prentjie? Julle moet my asseblief help as julle stil is, raak ek bekommerd, dan preek ek lank. As julle amen sê, maak ek gou. So begin hierdie ou roep om hulp. Hulp in die hoop van dat daar dalk nog 'n verbyganger is wat sal hoor en dan 'n tou na hom toe sal laat afsak. En hy sê, hy het al klaar reeds 'n plan gehad. So het ons op baie keer ons eie planne wanneer ons in die nood kom. En hierdie ou begin roep. Hy skree, help! Help! Kan hom sê, help! Help! Want ek kan nie aan die dak nie. Is daar niemand wat my kan help nie? Is daar iemand wat my kan hoor? Help my! En net toe hy wil moed opgee, toe hoor hy so waar 'n stem van bo wat sê, Jan, kan jy my hoor? Jan sê, ja, ek hoor jou, ek hang hier onder aan die krans. Die stem van bo sê, ek kan dit sien
waar is jy? Ekskuus. Hy sê, en die stem sê, ek is die Here Jan. Ek is oral. Die Here? Bedoel jy is God? Ja, dit is ek, Jan, kom die stem weer van bo af. En Jan sê, nou wel, Here, kom help my dan. Help my asseblief. Here, as U my net hier vandag hier afkry, as U my net hier uitkry, en my help, dan beloof ek, Here, ek gaan nooit weer sonde doen nie. Ek sal 'n goeie mens wees, en ek sal U dien vir die res van my lewe. Werk ons nie ook so nie? Versigtig met al die beloftes, Jan, sê die Here, kom laat ons jou net eers afkry, dan praat ons weer. Luister nou, Jan, doen presies wat ek vir jou sê om te doen. Ja, dis reg, Here, help my net, ek sal enige iets doen, wat U ook al sê. Reg so, sê die Here terug, vertrou my, laat los die dak. Laat los die dak, Jan. Doodse stilte. So langer as 'n minuut is daar stilte en die skree Jan weer. Help, bestaan nie iemand anderste wat my kan help nie. Dis maar 'n storie. Ek het hom op baie verskillende maniere gehoor. Maar ek wil vanmôre sê, is dit nie hoe ons as mens is nie? Geliefdes, ek is vanoggend so seker dat elkeen van ons al in sulke omstandighede was, daar waar ons iewerste op 'n rotsluisie van ons lewe gesit het, dalk ook al vir lewe en vir dood aan 'n tak al vasgeklou het, of jy vanmôre hier 'n gelowige is of nie, of jy weergebore is en of jy nie weergebore is nie, daar was tye in my lewe en in jou lewe waar dit helder oordag gevoel het, dis pikdonker rondom jou. Dalk het jy ook gevoel, ek het dit al baie gevoel, dalk het jy ook gevoel, jy hang hier tussen hemel en aarde, help, Here, is daar nie iemand wat my kan help nie? Op 'n plek gekom, waar daar menslik gesproke geen uitkoms was nie, by 'n plek gekom, waar jou planne opgeraak het, waar jou beursie leeg geraak het, waar jou kragte min geraak het, waar jou gesondheid min geraak het, waar daar geen vooruitsig was nie, en jy het as 'n gelowige gewonder, Here, waar is U? Ek bid en niks gebeur nie. Reg so? Of is dit net ek? Ek praat hier vir myself eers, hoor. En dan, in sulke tye, dan wanneer ons so benoud is, ons het klaar ons eie plan. Iemand moet net kom in die touw laat sak. In sulke tye, wanneer ons so benoud is, dan wil ons met God aan onderhandel. Here, as U my hier uithelp, dan sal ek word nou herinner, ek wil dit graag met U deel. Sommige maar net, so daarvoor hoef julle my nie te betaal nie. Ek was nie baie lank in Kuilsrivier se gemeente nie. Toe was ons 3 pastore daar. En op 'n dag kom 'n man en hy klop by die kantoor. En hy sê, hy soek 'n pastoor om saam met hom te bid, want hy is in 'n verskriklike nood. En die Here moet 'n uitkoms gee. Hy's down and out. En hy het 'n tender ingesit by stad Kaapstad. En daardie tender is R2 miljoen se tender. Toe was dit baie geld, nou is 2 miljoen klein geld. En hy sê, in daardie tyd het ons toe besluit dat ons gaan geld, fondse insamel om 'n tent, 'n groot tent, ek wil amper dink dit is 'n bietjie groter dan die saal, op te rig daar, want daar was nie saalfasiliteit gewees nie.
Ek wil net so terloops sê, daai tent was gewaarborg deur die mense wat dit opgesit het vir 10 jaar. En nou toe ek daar in Kuilsrivier was, het hulle die tent afgebreek het. Die Here het hom 16 jaar gehou en hulle is nou besig met 'n pragtige fasiliteit daar. Die man is benoud en die pastoor besluit, maar kom jy elke oggend 8:00 en elke oggend 8:00 sal ons 3 saam met julle bid. En ons het nou gekort R200,000 om dan kon ons die tent betaal het. En hy sê, Here, asseblief gee uitkoms. Here, ek beloof vir u, as u vir my daardie kontrak gee, gaan ek 10%, R200,000 gee, sodat hulle die tent kan koop. Vir 3 maande elke oggend bid ons saam met daardie man en ons verklaar en ons sê, dankie Here, hy het daardie tender. Dankie Here, u sit sy tender reg bo op al die anders. Stad Kaapstad, julle sal die tender toeken aan die persoon. Raai wat? Hy het die tender gekry. Maar toe hy herinner word aan sy belofte, toe sê hy, hierso, 'n ou sonder R2 miljoen kyk anders na R2 miljoen as jy dit weet. God se wiskunde werk nie altyd so nie. Maar dan wil ons onderhandel in ons benoudheid. Here, as u dit doen, as u vir my dit doen, dan sal ek. En wanneer die Here dan kom en vir jou wys wat nodig is of sê wat nodig is om te doen, dan steek ons soms 4 voet vas en ons duits terug en ons het ons eie voorwaardes. Een ding moet ons onthou, dat ons moet nooit passief in ons eie nood wees, dat wanneer die Here wel red en uitkoms gee, hy vra ook dan iets van my en hy vra ook iets van jou. Ons redding en ons uitkoms hang 100% van God af, ja, maar dit vra van jou, soms en ook van my, dat ons daardie ongemaklike tak waarin ons so vasklou partykeer, sal laat los in die naam van Jesus. Soms sal dit van ons vra, dat ons van ons ou geestelike rotsluisie waarin ons vasklou, vir lewe en dood, dat wat ons eintlik al lank ons laat los het, dat dit wat tussen my en God staan, tussen my en God staan, is 'n rotsluisie, dat is 'n tak waarin ons hang, dat vra van ons soms, dat ons het net sal laat los in die naam van Jesus, sodat ons het kan verruil vir die vryheid in die Here. Dit was Israel se probleem deur die eeue. Hulle wou gehad het God met hulle help, ja. Praat van die tyd wat hulle in Egipte was, onder slawerny. Maar hulle wou ook nie die tak laat los nie. Dikwels wou hulle en ons ook uitkoms by God hê, maar ons wil nie laat los die dinge waarin ons glo, wat ons dink is ons sekuriteit soms nie. God roep Egipte uit om hom te dien. En Egipte is altyd 'n simbool van slawerny. Toe ek Jesus nie gedien het nie, was ek 'n slaaf van die vyand. Toe was ek in Egipte land. Egipte is 'n simbool van slawerny van die wêreld. En hoe magtig dit ook God ook al gewees het om vir hulle te voorsien. Altyd het hulle hom bevraagteken. Altyd het hulle die almag van die Here bevraagteken. En weer sê, kom ons pas dit op onsself toe en ons kyk hoe gaan dit in ons eie lewens.
se manier van doen nie. En hoe die Here vir hulle wou red en uitkoms gee nie. Dit was altyd vir Israel net nooit genoeg nie. En vandag, ongelukkig, ek bring dit na onsself toe, waar ons kan dink, sjoe, ondankbare Israel, as God dit vir my gedoen het ek gekoordansie voor in die kerk. Maar dit lê vanmôre voor ons eie deur ook maar net so. Ons het gelees in verse 18 tot 20. Hoor wat het Israel gedoen? Hulle vra God vir kos na hulle eie smaak. Adrie, ek dink dis baie uitdagend. Ek wil sê, die vermetelheid. Ja. En hulle sê, God het dit gedoen en hy het dit gedoen en hy het so deurgekom. Maar kan God vir ons hierdie kos in die woestyn gee? Hallo, wat 'n vraag is dit? Kan God? Ek wil net iets baie snaaks hier inbring. Oor, hallo, wat ek sê, wat 'n vraag is dit? Toe my seun nog geleef het en hulle in Pretoria gebly, het ons kleinkinders net een keer in 'n jaar in Desember skoolvakansies gesien. So die minuut wat die jongste enetjie kon gevlieg het hulle elke jaar vir die hele vakansie by ons kom spandeer. En daai tyd is my jongste kleindogter, sy is so 5 jaar oud en ons is besig om 'n dokumentêr te kyk oor die Taj Mahal. Wie weet wat Taj Mahal is? OK. Baie interessant, gaan lees 'n bietjie. Daai hele Taj Mahal is van soliede wit marmer gebou. Ek dink in waarde vandag is dit iets soos 400 biljoen rand werd. Maar die hele dokumentêr gaan oor die Taj Mahal. Nou sit my 5-jarige kleintjie hier langs my en ek sê vir haar, ek sê, Retty, was jy al by die Taj Mahal gewees? Sy sê, wat 'n vraag is dit? Nou ek wil ook sê, kan God in die woestyn kos gee? Wat 'n vraag is dit? Nou van toe af het ons 'n gelag en 'n ding onder ons familie. Ons het baie sê dingetjies wat jy net kan kyk en dan weet jy waaroor dit gaan. So as dit nou regtig waar, as die woord nou nie toepaslik is op die kansel nie, Chris moet hier maar net uit-edit. As dit nou regtig 'n stupid vraag is, dan sal ons in ons familie sê, dit was nou 'n Taj Mahal vraag. Wat 'n vraag is dit? Kan God? Die nuwe direkte vertaling sê, hulle het God doelbewus uitgedaag deur kos te vra wat hulle begeer. Rarig? Hulle het teen God gespreek en hulle het hom bevraagteken, hulle het gesê, kan God 'n tafel dek selfs in die woestyn? Wow! Verbeel jou. Hulle probeer eintlik vir die Here voorskryf en sê, kom aan Here, gee vir ons van die lekker kos wat ons in Egipte geëet het. En hoor jy, ek wil jou volgende sê, as die Here jou uitgelei het uit Egipte uit, as hy jou uitgelei het uit die wêreld uit, het jy niks meer daar te maak nie. Dan moet jy nie weer teruggaan na Egipte toe en van die kos daar gaan eet nie, want jy sal slegte geestelike spysvertering kry. Israel, na al die wonders wat die Here gedoen het, kyk hulle na die woestyn. Hulle kyk na die omstandighede en hulle sê vir mekaar, hierdie saak is te groot. Hierdie saak is te moeilik vir God. Nee, regtig, hy sal dit nie kan doen nie. Ek wou vir hulle gesê, you ain't seen nothing yet. Aan die een kant het hulle al die bewyse van God se grootheid, van sy almag, sy voorsiening, en aan die ander kant sit 'n nasie vol ongeloof en hulle het 'n wanpersepsie van wie en wat God regtig is. Ek bring weer terug na ons toe. Is dit nie
baie keer ook met ons so nie. O, Here, hier is die Almagtige, ek weet ek kan alles doen, maar regtig, Here, kan ek dit doen? Vers 20 sê, verskoon. Vers 20 sê, God het die see vir hulle oopgekloof. Hy het water uit 'n rots uit laat kom. Daar was spruite, water het gestroom in 'n woestyn. Maar dieselfde asem Kan God brood en vleis ook gee? Vers 17 sê, hulle het aangehou om teen die Here te sondig. Vers 20, 21 en 22, hy sê, toe die Here dit hoor, het hy kwaad geword, ons het het gelees, omdat hulle nie op God vertrou het, en op sy hulp nie staat gemaak het nie. En hy sê, sjoe, maar dit is daarom erg. Ek sê weer, kom ons wees eerlik vanoggend. Van ons nie in die presiese kategorie van destydse Israel nie. Waarom vertrou jy die Here elke dag? Op wie vertrou jy regtig? Dit het tyd geword dat ons sal ophou om God teen onsself af te speel. Ek wil vir jou sê vanmôre, die God wat ons dien, is nog altyd dieselfde Here van die leerskare. Hy is nog steeds die El Shaddai. Hy is nog steeds Jehovah Jireh, die een wat kan voorsien. Hy is nog altyd El Olam. Hy is nog altyd El Shaddai, ons vrede. Halleluja. Hy is nog altyd Jehovah Rapha, die koning van alle konings. Elohim, Adonai, 'n wonderwerkende God. Kan ons hom net vanmôre 'n lofprys gee? Ek sien die skoene werk nie saam daarin. God het nog nooit verander nie. Hy is nog steeds die Almagtige. Kan jy met my saamstem? Hy is nog steeds die wonderwerker. Hy is nog steeds die weerlewe. So hou op om te twyfel. Hou op om aan God voorwaardes te stel. Hou op met wonder. Kan God regtig? Hier staan 'n bewys van ja, God kan. Yes, God is able. Ek wil hier vanmôre sê, solank as wat ek hier is, die tyd wat ek al nog hier, wat ek van waar ek af aankom, met die gemeente, gaan jy dit nog baie keer hoor. So laat ek maar net in jou gees val vanmôre. Jou mond bring jou soms in die moeilikheid deur jou negatiewe houding en jou negatiewe spraak, en dan kry God die skuld as alles nie uitwerk soos jy dit wil hê nie. Here, help ons. Kom ons hou op met kla, soos Israel. Kom ons hou op met murmureer, soos Israel. As die Here jou God is, wil ek vanmôre sê, dien hom aan met alles wat in jou is. Laat toe, dat die woord van God en die krag van sy salwing opnuut weer sy regmatige plek in elkeen van ons se lewens in kry. Halleluja! Kan
Ons mond beperk ons. Dit is die mooi Afrikaanse woord. Begin om jou ongeloof en jou twyfel en jou negatiewe spraak en jou klagtes om te sit in die beloftes en in die woord van die Here. Toe Satan na Jesus toe kom en hy sê, jy is al so lank sonder kos. Word jy nie honger nie? Kyk al die klomp klippe. Jy moes soveel wonders al gedoen. Sê vir die klippe hulle moet brood word, dan eet jy dit. Wat het Jesus vir hom gesê? Daar staan geskrywe. Kom dat hierdie gemeente, daar staan geskrywe gemeente word, om die woord van die Here te verklaar, om die woord van die Here oor ons lewens los te maak, oor ons huishouding, oor ons omstandighede, oor ons kinders, oor ons finansies, oor wat ook al. Verklaar die woord van die Here. Ek wil vir jou sê, God se woord in jou mond is net so kragtig soos sy woord in sy eie mond. As God in Jesaja 60 vers 20, ek het so baie favorite verse, kan ek 'n paar deel. As God in Jesaja 60 vers 20 sê, jou son sal nie ondergaan nie, jou maan sal nie kleiner word nie, die Here is vir jou 'n ewige lig, en die dae van jou treurigheid is verby, dan beter jy dit begin glo. As God in sy woord sê, in Psalm 91, al val daar 1000 aan jou sy, en 10.000 aan jou regterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie, maar met jou oë sal jy die ondergang van die vyand aanskou, dan beter jy dit begin glo, dan beter jy dit begin sê, dan beter jy dit begin verklaar. Amos 9, kan nou nie onthou wat die vers het is nie. Hy sê, you shall decree a thing and it will be established. Hallelujah! You shall decree a thing. You shall speak about the promises of my word and it will be established. Daar staan geskrywe. Kom laat ons woordmense raak. 1 Petrus 2 vers 24 sê, deur Jesus se wonde is ek genees. Dit maak nou nie saak of ek 'n pyn in my voet of 'n pyn in my skouer het en op wat ek ook al bekeer nie. Deur Jesus se wonde is ek genees. I believe it, I receive it. Glo jy die dokter se rapport of glo jy God se rapport? Halleluja! En in die week het ek met interessante gevalle te doen gehad. Woestyn. Maar wat maak jy met woestyn? So ek gaan 'n voorbeeld sê, ek gaan van myself skinne. 12, 13 jaar gelede, is ek nou hier. Ek dien die Here. Ek is so gelukkig in my bediening. Daar is net nie 'n probleem nie. En in die Junie maand begin ek voel, is iets nie reg nie, maar ek is te besig om dokter toe te gaan. Daar is die tyd vir ons werk vir Jesus. Toe ek in Desember vakansie het, gaan ek dokter toe. Daar in Januarie, 4de, 5de Januarie, in Milnerton se Medikliniek staan dokter Michaelowski in die deur, honderde toetse en goed gedoen en bloede getrek. Staan dokter Michaelowski met oë vol trane en hy sê, Mrs. Swanepoel, I've got bad news for you. It is cancer. Wel, ek was plat geslaan. Dis die Here, U het my geroep, daar soveel beloftes wat ek moet vervul. En nou, hier gaan ek nou. Tot op 'n dag wat die Here vir my sê, luister. Doen met jou gemeente, doen wat jy vir jou gemeente leer om te doen. Begin ek praat die woord. Ek ken die getuienis en ek begin. En ek sê, deur die wonde van Jesus is ek genees. Deur die wonde van Jesus is ek genees. Ek sal nie sterwe nie, maar ek sal lewe om die wonders van die Here te vertel. Die Here het sy woord gestuur om my gesond te maak. En ek is so swak, en ek is so siek.
na dit, wanneer die lied uitkom? Onder teen die grond. Ek wou nog vir die Here gaan werk het. Ek wou nog so baie dinge vir die Here gedoen het. En nou het God my siek gemaak. Ja, right. Jy kan nou dink, God is nie vir my. God is kwaad vir my gestraf. Sien nie verskil. Ek sê spreek lewe. Spreek lewe oor jou dorre omstandighede. Ek het vanoggend gesê, ek gee nie om of dit 'n verkoue is en of dit 'n kanker is nie, maar die woord sê, deur die wonde van Jesus is ek genees en ek genees op. Sadly, he didn't believe God's report. Daar's niks wat ek kan doen behalwe om te bid vir die persoon nie. Dan stap ons verder. In dieselfde week sit iemand in my kantoor. Daardie persoon kan vanmôre dit getuig. Die persoon is hier. En vertel my van die grootste hartseer wat gebeur het oor verlede naweek. En hoe hy 'n journey gehad het uit 'n ander provinsie uit hiernatoe. Daardie man moes dood gewees het. Hy was in die woestyn. Maar hy het gesê, ek kies om God te beleef. Ek kies om God te vertrou. Ek kies die woord. Ek staan op God se beloftes. Vanmôre is hy hier om te sê wat God gedoen het. Hy het hom magtig uitgered. Deurgekom en wonderwerk gedoen. Woestyn. But God kan. God kan. Begin jou spraak te verander. 'n Laaste getuienis. Hierdie week was my hart bly. Iemand wat gaan intrek in 'n huis. Maar van 2023, 3 jaar, elke keer verklaar, ek gaan nog nie in daai huis bly. Yes. Wat jy sê, so sal dit wees. As jy in God bly en sy woord in jou, dan kan jy vra net wat jy wil hê en jy sal dit verkry. Maar jy moet in God bly. Hoeveel keer in jou lewe het die Here al berge verskuif? Hoeveel keer in die lewe het die Here al die sluise van die hemel vir jou oopgemaak, vir jou uitkoms gegee, vir jou deurbraak gegee? Hoeveel keer het hy al vir jou deur dorre laagtes gelei? Hoeveel keer het hy al jou deur woestynpaaie gelei? In donker tye, lig laat deurbreek, keer op keer, dag na dag, dra die Here ons. Hoeveel storms het hy al stil gemaak? En dan question ons die Here nog steeds. Here, help ons vanmôre. Kan God? Ja, God kan. Kan God? Ja, God kan. Sê dit 'n bietjie hard. Ja, God kan. Hy is steeds groter as enige voorspelling op jou lewenspad. Halleluja. Met my God loop ek op in die storm en ek spring oor 'n hoë meer. En met my God saam ek sommer reg agteroor en spring weer terug oor hy einste hoë meer. Met my God. God het alle mag in die hemel en op aarde. Dit behoort aan hom. Romeine 4:21 sê, God het mag om te doen wat hy beloof het. Numeri 23 vers 19 en ek is byna klaar. God is nie 'n mens wat sou lieg nie. En wat hy gesê het, sal hy doen. Al val dit 'n tydjie. Ek sê weer, Numeri 23. Hy sê, hy's geen man dat hy sou lieg nie. Hy's nie 'n mens, 'n kind wat sê, "Toe maar nie worry, ek gaan dit vir jou doen, maar ag, weet jy wat, ek het maar net 'n grap gemaak nie." As hy dit gesê het, dan doen hy dit. Hy's 'n waarmaker van sy woord. Sy woord is ja en amen. Van nou af tot in ewigheid. Halleluja. Is jy opgewonde vanmôre oor God wat kan? Jesus kan alles doen. As jy vanmôre opgewonde is, kan ek vra, wie wil
Dit is tyd dat jy nou jou houding, jou gesindheid, jou woorde verander. Dis tyd dat jy opstaan in jou gees en sê, God kan steeds vir my 'n tafel dek binne in die woestyn. Stefan, God kan, hy dek vir jou 'n tafel binne in die woestyn. Hy berei 'n tafel voor ons, teenoor ons teenstanders, en ons beker loop oor, halleluja, met goedheid en guns sal ons volg. God kan, ek wil vanmôre sê, ja, God kan steeds 'n tafel dek in die woestyn. Hy is in staat om dit te doen. Hy is in staat om te doen ver oor wat ons kan bid of kan dink. Roep die naam van Jesus oor jou situasie en glo, God kom deur. Is ek die enigste mens wat opgewonde is vanmôre met die Here? Glo, dat hy steeds 'n tafel vir jou binne in die woestyn kan dek. Halleluja, halleluja, jy kan sit en hoor. Kom ons gee die Here 'n handeklap. God kan, God is able. God is able. Ek sê weer, ons dien 'n groot God. Hy kan. En as jy gaan vashou aan hom, gaan jy sien die deurbraak wat die Here gaan gee. Verklaar dit elke dag, God, U dek vir my 'n tafel binne in my woestynomstandighede. Deurbraak is hier. If you believe, you will receive. Ek sluit met dit af. Matthew 11:23-24. Mountain moving first. Maar, sien, kyk jullie. As jy geloof het soos 'n mosterdsaad, sê die woord, alles is moontlik. Dan sê jy vir hierdie berg, ons is al 'n lang tyd op Dinsdag aand met dit besig. Hef jou op en werp jou in die diepte van die see. En hy sê die volgende vers, as jy dit glo en dit ontvang, dan sal jy dit kry. Vat jou God gegewe stand en autoriteit in die naam van Jesus en staan op en begin in geloof leef. God kan. By God is alle dinge moontlik. By God sal geen ding onmoontlik wees nie. God dek 'n tafel vir my binne in die woestyn. Wat hy vir my gedoen het, kan hy vir jou doen. As ek vanmôre moet 'n geleentheid gee vir mense om te getuig van een dingetjie net waar God vir jou deurgekom het, bly ons hier tot 4:00 vanmiddag. God is able. God kan steeds vir jou en vir my 'n tafel dek binne in die woestyn, ongeag die omstandighede. Amen. Loof die Here. Kom ons maak ons oë toe vir 'n oomblik en ons bid net saam. Terwyl ons oë gesluit is, ek het afgehandel dit wat die Here op my hart gesit het. En nou is dit vir u om aan dit te gaan werk. Is dit miskien iets, ja, pastoor, jy kan lekker preek. Jy het nie 'n idee waar ek deur gaan nie. Maar ek het ook al deur dieselfde goed gegaan, of ek is ook in 'n proses om iets deur te gaan. Maar ek weet, God kan. As jy vanmôre die Here vertrou, vir 'n saak wat menslik onmoontlik is, wil ek sê, God kan. As jy vanmôre die Here vertrou vir goddelike genesing, dat die Here jou liggaam aanraak en gesond maak, God kan.
Is daar enige iemand, ons hou ons oor toe vir 'n oomblik van die rondkyk nie. Is daar 'n hand wat wil opgaan spesifiek vir genesing? Jy sit miskien hier en sê ek weet nie van môre en van oormôre nie. Menslik gesproke, lyk dit asof niks gebeur nie. Al sou dan ook die vyand nie maak. Al sou daar geen druiwe in die wingerd wees nie. Al in jou lyf moes misluk en die kraal is leeg, nogtans gaan ek jubel vir die Here. God is able. Wil jy jou hand opsteek? Sê Here, ek het 'n moeilike challenge, ek het 'n moeilike saak wat ek moet face. Baie dankie. Daar gaan hande op. Baie dankie. Die Here sien dit raak vanmôre. Nothing is too big for my God. As ek nou my geloof saam met jou geloof bymekaar sit, glo jy God gaan deurkom. Here, ons het vanmôre gehoor van 'n getroue God wat U is. Here, jy het hande gesien opgaan van mense wat glo vir 'n deurbraak, mense wat glo vir 'n uitkoms. Here, mense wat glo dat iewers gaan lig deurbreek. Ons het gelees, ons het gehoor, ons het ervaar van God se goedheid al in die verlede, lesse geleer uit die geskiedenis, maar vanmôre kom ons en ons strek ons hande op hemelwaarts. En ons verklaar die Here oor elke omstandigheid. Ons verklaar Jesus. Here, is dit oor 'n bankrekening wat leeg is, dan verklaar ek, my God sal voorsien in elke behoefte na sy rykdom in heerlikheid in Christus Jesus. Alles het 'n uitspraak wat die dokter gesê het. Verklaar ek vanmôre in Lukas 1:37 sê, by God is daar geen ding onmoontlik nie. Ek bid vanmôre, Here, en ons sit al hierdie sake by U neer, en ek vra Vader, in die naam van Jesus, sal jy die hemel uithoor, met die reddende regterhand, 'n deurbraak, 'n uistergrendel breek, 'n uitkoms gee, in die naam van Jesus, dat U weer geestelik die Rooi See sal oopkloof, sodat die kinders droogvoet kan deurgaan. Ek kom vanmôre in opstand teen elke gees van negativiteit. Ek bid dit vanmôre in die naam van Jesus. Here, as ons niks goed kan sê nie, laat ons liewerste niks sê nie. Maar ek wil bid, Here, dat U hierdie gemeente 'n lofprysende gemeente sal maak, wat God altyd al die lof, al die eer sal gee. Dat U hierdie gemeente 'n woordgemeente sal maak, om te sê, daar staan geskrywe. Ek verklaar deurbraak, ek verklaar guns, ek verklaar salwing, ek verklaar oorwinning vanmôre in die naam van Jesus Christus. I release your favor, I release your anointing, I release miracles, I release provision this morning in this house in Jesus' name. Ek vat dit, Here, ek glo God kan. God kan. God is able. Mag die Here vir jou seën in hierdie week, dat jy 'n deurbraak week sal beleef. Nou sit mense agter, Jene, jy weet nie waarvan jy praat nie, pastoor. Jy gaan hierdie week 'n deurbraak week beleef. Jesus, have my heart, my will, my soul. Jesus, have my hopes, my dreams, my world. With joy I lay it down, with joy I cast my crown.